glo die kinders van die Here moet bly wees. Ons het baie keer so ernstig in die kerk, alhoewel ek 'n baie ernstige onderwerp gaan bespreek, ek het 'n rede, want ek het gebid oor Daling. En die Here sê vir my dat ek praat oor die bloed. En ek gaan 2 storieetjies vertel oor die bloed. En my vrou weet dit nie, dat ek was baie afgesit deur bloed. Maar so van die army van my van buis. Ons was in die weerwag in Walvisbaai, ander kant Rooikop. Daar was nie 'n kombuis nie. Hulle het die kos ingebring van die hoofkamp Walvisbaai. En dan elke aand het iemand 'n stokkie getrek en dan moes jy gaan kos haal. Steel, ek bedoel haal. En dan moet jy gaan spionasiewerk doen in die middag en kyk jy mooi presies, waar is die lemoene, waar is die kaas en so aan. Dan het jy die prentjie in jou kop en hier 11 uur die naam, dan gaan jy. En so die ou wat die kaas gebring het was die Here. Hy was absoluut hoor, hulle het hom amper aanbid. Ons het nie kos gehad, ons is honger. En toe kom dit my beurt en ek gaan die middag, iemand het net 'n nartjies ingebring. Dan dink ek, joh, nou dink ek in daai storie, sien ek lemoene, 'n hele sak lemoene. Ek sê, boys, vanaand eet ons lemoene. Yes, daar gaan ek. Nou moet jy mooi loop en die wagte gaan die kant om, dan gaan ek die kant om. En jy het 'n paar sekondes, gryp die deur oop, gryp die sak, hardloop. En dis alles in die donkerte. En toe ek daar kom, jam squashes. En toe moes ek gaan begrawe in die woestyn. Toe word my bynaam buiskombuis. So, ek ken daai stories. Dis vir my altyd lekker om mee te wees, want ek voel ons is 'n familie wat op 'n pad saamstap. En ek gaan 'n bietjie praat oor die bloed van Jesus, maar net nog 'n storie. Toe ek jonk was, my familie het geboer in Wes-Transvaal, die ou Dellerywil, Rooiwal was die plaas se naam. En toe het my pa vir my ou skapie gegee, lammetjie. Ag, nee, jy moet nooit 'n dier 'n naam gee asseblief julle. Maar en so eendag toe kom ek weer op die plaas en daar ruik iets so lekker in die oond kom so geur deur. Ek sê vir myself, "Joh." En my pa sê lus, ek sê, "Joh, pa, daar ruik lekker." Hy sê, "Kom. Skaapkop." Ek kyk die ding so, hy sê, "Dis jou skaapie." Ek was so afgesit vir jare lank. As 'n klein seun het ek die bloed van 'n lammetjie nie kon hanteer nie. Ek amper sielkundig geskend. En toe kom dit en ek hoor die preek toe ek bietjie ouer is oor die bloed van die lam. Dit ook nog grillerige besigheid. So ek praat met julle dit wat van ons jong mense hierso. En ek het 'n lang tyd gesukkel om die fisiese bloed van Jesus te verstaan. Want ek het altyd teruggegaan na daardie kant. En ek glo die Heilige Gees gaan vandag mense aanraak en versterk. Ek moes leer wat die bloed regtig beteken. En deur ervarings, deur dinge in my lewe. En ek gaan 2 verhale nou vertel. Een in Pakistan en een in ons gemeente daar in Vredekloof. En ek het begin dink, hoe werk dit? Daar is soveel opinies oor die bloed. Ek en my vrou praat oor dit. Die ouer mense, waarvan ek ook my een is, het gesê, pleit die bloed. En ek het daaroor begin bid, wat beteken dit? Is dit reg of is dit verkeerd? Want ons is deur die wedergeboorte in die bloed van Jesus permanent. En gisterand toe bid ek oor, ek sê, Here, verduidelik dit vir my. Nou, ek gaan julle 'n bietjie challenge. Wat beteken die woord pleit? Wat gebeur in 'n hof? Meneer, pleit jy skuldig of onskuldig? Dink nou wat ek vir jou gaan sê. Darling, wat pleit julle? Skuldig of onskuldig? Dankie. En wanneer jy die woord pleit, bring dit in die regstegniese terme. Ek pleit die bloed van Jesus wat ek sê, ek is onskuldig. Sê dit saam met my, ek is onskuldig, want die bloed van Jesus het my vrygekoop. En die prys is betaal. Edelagbare Kubai, I'm a free man. En dit is net so met duiwel te irriteer. Nou die bloed van Jesus in die fisiese bloed beteken dit, hoe kom bloed?
Hoekom is die hele evangelie bloed? Jy kan die hele Bybel deurgaan, dit is bloed en die krag van die bloed. Ek moes dit eersterangs leer, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. So daar moes 'n versoening, dit is die prys wat betaal word, wanneer daar amper sê 'n skuldig bevindiging gewees het. En laat ons hard praat, ons was almal skuldig. Die woord sê ons is almal skuldig, almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar omdat bloed lewe verteenwoordig, gebruik God dit as 'n middel waardeur die sonde versoen word. Sonde bring die dood. Nog al die jare was dit so. Israel moes dierebloed gebruik, maar dit het nie die sonde permanent weggeneem nie. Ek dink dit was soos 'n korttermynpolis, 1 jaar dekking. Dan moet jy weer gaan, en nog 'n keer. En jy slag, en daardie bloed was net 'n versoening tussen God en Israel, maar dit het net vir 'n jaar gewerk. Jesus se bloed is volmaak. En ek moet dit vir julle sê dat oor die jare het ek geleer, fisiese bloed het geestelike bloed geword. Jy weet, ek praat baie met mense en ek het baie antwoorde vir mense miskien oor God se teenswoordigheid. Hoe werk die onsigbare bloed? Ek wil amper sê dit is soos elektrisiteit. Jy kan nie in Eskom ingaan en direk daar gaan jou kegeltjie indruk nie. Hy gaan net sê. So wat gebeur met elektrisiteit? Dit word afgereduseer. Dit word deur sisteme gebring, deur kragstasies, dan subkragstasies. Iemand van Eskom is vergeef my. Eventueel kom dit met drade in en dan in die DB-bord wat jy net 'n skakelaar aansit en daar is lig. Maar hoe lyk elektrisiteit? Weet nie. Maar ek kan sê hier plak is, kan ons gou toets of dit werk. Wie het 'n perm nodig? So ons bekommer nie veel elektrisiteit nie, maar ons sien die uitwerking daarvan. Ek vra altyd van mense, as ek al hier gevra, vergewe my, baie mense, hoe is God alomteenwoordig? Hy is, want suurstof is om ons. En ek het een van julle vandag gesien dat julle sê, my broer, gaan met jou longe nie. Ons haal asem. Vra ons vra? Nee, ons aanvaar daar is suurstof. Maar ek kan gou toets iemand. So ek jou neus toe druk in jou mondjie vir 5 minute en net as jy blou raak, sal ek jou los. Dan gaan jy agterkom ek het nie suurstof nie. Maar ons aanvaar maar net, daar is suurstof. Ons is maar net, God is ook so, hy's hierso. Hy's om ons. En deur wedergeboorte kom daai teenswoordigheid in ons. Net so werk die bloed. Ons sien dit nie, maar dit is onsigbaar deur die krag van die Heilige Gees. Ek het dit eersterangs beleef, baie getuie. Ek kan nie besig hou 'n lang tyd, maar 2. Ek is in Pakistan, dis amper soos Colombia. Ek weet nie wat die ergste is, maar Pakistan was nogal rof. En baie mense bedien en die een aand, en nou ek moet in Engels spreek, en Engels moet ek goed voorberei. Ek moet elke dingetjie neerskryf. In geval met tensies die mekaar raak. En dan moet jy praat, dan moet die ander uit dit vertaal. Dit is 'n langdradige besigheid. Maar ek het voorberei, ek het 'n lekker preek op my iPad in Engels. En terwyl ek opstap na so 'n kansel, sê die Here vir my duidelik, preach about the blood. Ek het nie 'n nota voor my nie. Maar ek is gehoorsaam en ek praat oor die bloed van Jesus, amper soos wat ek nou nog gaan praat. En terwyl ek praat, manifesteer daar iemand in die gehoor. 'n Jong ouetjie van so 22 jaar oud. En ek vra vir die pastoor Pieter Marcus, wie is dit? Hy sê, that man is demon possessed for 12 years now. En hy hardloop weg, verdwyn hy, en dan kom hy terug en dan bring hy chaos. Ek dink, dit ook nog. En ek stap af na die ou, my gaan te keer, jy weet mos, hy amper seker lelik hoe hy krap en hy spoeg en hy gaan alles. En ek kyk die ou so, en ek bid, ek sê, Lord, what must I do? Hy sê, pick him up. Hey. Weet jy wat, ek het die krag van God gesien werk. En ek tel hy op bokant my kop. Ek weet nie eers dat ek dit amper gedoen het nie, terwyl ek aan bo hou,
Sê die Here vir my, just tell him I love him. En ek sê vir die pastoor, verduidelik net in sy taal, dat God het hom lief. En onmiddellik breek hy mag, net so. Sy oë het so omgedop, en sy ma het so vir hom gekyk, en begin huil. Hy het my vashou, ek het nog nooit so nat gehuil gewees. Toe maak God hom vry. Want die bloed van Jesus maak vry. Dit breek die mag van die vyand. En die vyand wil jou aankla. Hy wil jou skuldig laat voel. Pleit dan die bloed en sê, sorry, ek is onskuldig. Want die prys is betaal. Dis maar net so terloops. Nou hier kom die ding as dit so is, wat wel so is. Wie glo saam met my, die bloed van Jesus is volmaak. Inteendeel het dit die prys betaal vir alle sondes. Daai tyd vorentoe, ek en u is heeltemal skoon gewas. En moenie dat iemand anders jou die teendeel oortuig nie. Maak ons foute? Ja, ons maak foute. Maar die prys is betaal. Ons is geregverdig deur daardie bloed. Jy het die reg om voor God te gaan staan. En ek oefen dit elke dag van my lewe. Through your presence I come, but through the blood. Ek kom na God deur die bloed van Jesus. Want as ek voor hom staan, dan verklaar ek, Nico Buys, die bloed het my gereinig. Ek staan voor God, want ek het die bloed van die seun aanvaar. I am justified. Dis die reg wat jy het om vir God jou hande op te steek en te sê, Abba Vader. En Hebreërs 9:22 sê, studie wil doen, Hebreërs is die beste boek om dit mooi te verduidelik. Ek gaan net so 'n paar, ek het hier so 'n opsomming gedoen, ons het 4 weke lank oor die bloed gepraat in ons selgroep. Ek het nie daardie tyd vandag nie, maar gedoen jou eie studie in Hebreërs. En byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen, weg te neem. Sê dit saam met my, sonde is weggeneem. En dit is wat jou identiteit vasmaak. Die vraag is vandag, wat doen die bloed nou? Hierso, reg nou. Gaan God bonatuurlik mense aanraak, terwyl ek hierdie woord bedien? Ek het gesien, toe ons nog die ander storie vertel, en ons het 'n konferensie in Vredekloof, en 'n ou profeteer oor my, terwyl hy met my profeteer, die persoon, die sê, interessant, hy sê, môre gaan jy in die parlement sit. Ek sê, ek dog, okay. Ek ken niemand in die parlement nie, maar het is 'n interessante storie. En ek wil jy vandag verduidelik, dat God het 'n plan met ons lewens. En dit kom by 'n punt wat God hierdie gemeente vandag sê, dit wat God in jou begin het, gaan hy klaarmaak. Maar terwyl die ou klaar geprofeteer het, toe tik iemand my aan die skouer, hy sê, hier's 'n man wil inkom. En hy kan nie inkom nie. Ek sê op 'n rolstoel, verstaan toe nie wat hy vir my sê nie. Hy sê, jy moet maar self kom kyk. Nou ons het daar so by ons klanksel agter, het ons altyd gebid. Ag, die mense bly die bloed, ons dankie vir die bloed. En daai ou stap in, hy kom by die klanksel, hy sê, ek kan nie inkom nie. Ek sê, hoekom? Hy sê, maar die bloed keer my. Dit was 'n vragmotorbestuurder wat net gery het en gestop het by die kerk, ingestap het en God maak hom vry. Maar die bloed van Jesus het hy erken. As jy nou al een ding weet wat die vyand irriteer en bang is die bloed van Jesus. En daai man het my jare na die tyd gebel deur sê vir my, jy het my dalk vergeet, maar ek dien die Here nog vandag. En daar's baie ander stories wat ek kan vertel oor die bloed. Ek wil u bemoedig, die bloed werk nou. Wat doen die bloed vandag? Ons hoef nie in die geskiedenis in te gaan nie, want die bloed van Jesus is kragtig, reg nou. En hy kan jou vrymaak, net so. Hy kan jou genees, net so. Want jy sien, ons hoef nie te smeek nie. Die prys is ten volle betaal. En ek dink dit was 'n dierprys, sy bloed is 'n dierprys, want ons is nie gekoop met goud of silwer of diamante nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus. Sê vir die een land so, jy is duur gekoop. Dis die waarde wat God op ons plaas. En die vyand weet dit, want die bloed van Jesus is nou nie meer op 'n deurpos in Israel, in Egipte nie, maar die bloed van Jesus is op jou deurpos, jou gees is gemerk.
En ek kan vir julle sê, ek het getuienisse op getuienisse. My eie kind stap in Edgars in Tygervallei. Almal ken seker Tygervallei. En sy stap verby 'n ou en alles wat hy op sy nek dra val af. Onder sy boogkruis 'n satanis. Wat sê toe ek verby jou stap? Toe sien ek die bloed van Jesus. En dit breek die mag terwyl hy net stap. Sy het nie 'n woord gesê nie. Terwyl jy stap op hierdie planete. Baie mense sê ek is gemerk. Ek in die Bybel sê ons is gemerk met sy bloed. Dit is onsigbaar julle. Want sak ek sien 'n kolletjie hierso op jou kop nie. Anders moet ons sê 'n carry and all, hè? Nee, maar kon jy praat nie. Nee, ons is gemerk met die bloed, jy moet dit net glo, moenie net probeer uitredeneer nie, want baie keer mis ons die krag van dit, want ons sê, ag, hoe werk dit? Moenie worry, hoe werk dit? Dit werk. Al wat ons moet doen is om dit glo. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en luister nou, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Ons het gemeenskap. Ons is nie meer van die duisternis nie. Ons is 'n gemeente. Ons is deel van die lig. En as jy dit glo vandag, gebruik God jou bonatuurlik, want wat ons dra sy heerlikheid na die wêreld toe. En ons is besig met 'n reeks oor sy heerlikheid. Wat is sy heerlikheid? Dit is sy karakter. En wanneer jy vir iemand sê ek is lief vir jou, is jy besig om sy heerlikheid te demonstreer, want hierdie wêreld kan nie dit sien nie, maar hulle kyk na ons. So gelowige, jou daaglikse taak is waar jy beweeg. You're carrying his glory. En as God jou goed genoeg ag om sy heerlikheid in jou te sit, glo dit net. Want jy sien, dit werk nie eenvoudig so. Wat die bloed doen, dit beskerm ons eintlik sodat ek in God se teenwoordigheid kan staan sonder om bang te wees. Ons moet verstaan, Moses het ook gevra, hy het so 'n verhouding met God, hy sê, kan ek u sien? Hy sê, goed Moses, maar gaan in die skeur van die rots, Christus, en loer jy net so uit, en dan sal ek by jou stap, dan kan jy my van agteraf aanskou. Hulle sê die heerlikheid van God was so sterk op Moses se gesig, dat die volk van hom gevra het, asseblief Moses, draai net 'n masker, ons kan nie na jou kyk nie. Nou sê Paulus, as daai heerlikheid so groot was, hoeveel te meer die heerlikheid wat nou in ons is. Maar as net soos die elektrisiteit, ek en julle kan nie na die son kyk nie. Wie kan na die son kyk? Ek dink ons kan regtig so staar vir die son nie. Maar ek ry nou die aand na ons selgroep en toes die maan, volmaan. Ek kan net die maan kyk, maklik. Maar die maan reflekteer nie die heerlikheid van die son. Ek kan na Nikolaas kyk, want die heerlikheid van God is in jou. Maar as nie dat dit my gaan wegblaas nie, is afgebring. God weet wat hy doen, julle. Ek en julle is interconnect met God, die hemel. Die krag is daar. As God wil, kan hy hierdie hele al oormaak. Maar het hy sy krag deur liefde afgebring. Daar's 'n sagte kanaal in 'n kind van God. Maar dit is nog steeds sy heerlikheid, dis sy karakter. Dis wat die bloed kom doen het. Ons kom by mekaar op 'n Sondag, maar ons gemeenskap is met mekaar, met God die Vader en die Heilige Gees, en die bloed van Jesus reinig ons voortdurend. Ek wil julle sê dat elke skuldgevoel wat mense het, skiet ek in sy kanon. Sorry, dis Amital. Want baie mense sê, nee, moenie laat die vyand jou aankla nie. Sê dit saam met die bloed van Jesus reinig my voortdurend. Terwyl jy sit, werk die bloed. Terwyl jy sit, is dit aktief in jou. God hou jou skoon. Ek het 'n Mansbury gepreek, sê ek vir die dames, ek het dit dalk hier ook gedoen. Wat se waspoeier gebruik u? Dis ons Vrouedag. Hoeveel hand het ek vir ouma? Ouma, as ouma, help my. Serve. Is dat nog steeds 'n serve? Serving in die USA, nee, is 'n ander liedjie. Okay. Nou, hoe werk dit? Ek weet, ek kan sien jy was, het jy frontloader of 'n toploader? Top, okay. Ja, nog iemand 'n frontloader? So, ek sien hoe werk julle gooi dit in, julle gooi die washoed in,
En elke 3 minute gaan kyk julle wat reg is. Dan gooi jy weer die water in, dan gaan jy van voor af van elke 3 minute. Nee, jy los dit net, nee, stem julle saam. Jy vertrou ouma. En as hy wasmasjien, ding, 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 dong, ding, ding. Dan haal jy die wasgoed uit en hang dit op. Jy kyk nie eers of dit skoon is nie. We believe in the power of ouma. Hulle moet my betaal. Maar hoe kom glo jy nie in die krag van die bloed nie? Hoe kom het is elke sê, ekskuus Here dat ek opgestaan het, Here, ek trap saggies vandag. Nee, die bloed hou jou skoon. Dis 'n bietjie amen. Want ons is so gewoond, ek al weer verkeerd gedoen. Nee, begin bietjie glo wie jy is. Jy's duur gekoop met sy bloed. En die bloed van Jesus heilig jou, maak jou skoon. Kom aan, gee die Here 'n lekker handeklap offer, want dan is jy self veroordeling. I am free, man. Ek het gesê, ek wil net so in eerste raad preek, maar dis Vrouedag, is die tweede raad toe gaan. Die bloedse krag het ek gesien werk in my lewe in verskeie plekke. Jy sien, hier is 'n ding wat jy moet verstaan, die vyand haat die bloed. En ek het gaan lees, Kolossense sê hy skuldig bevind. Die hele Bybel, die hele lewens, die geestelike, die alom werk op een beginsel. As jy onskuldige bloed vergiet, is jy skuldig. En dis waaroor die vyand Jesus wil in die woestyn verlei het. Hy wil hê hy moes skuldig word. Maar die lam van God hang aan die kruis onskuldig. En die hof in die hemel sê vir die vyand, jy het onskuldige bloed laat mors of stort. Jy is skuldig. En dis waaroor die vyand dit haat. Hy haat die bloed, want hy weet die bloed het hom skuldig bevind, en in die hemelse realm sê Kolossense, hy is skuldig bevind, en hy is tot, amper sê, hy is tentoongestel voor al die engele, wat sê, he's got no more power. He's been stripped. Maar die kerk gee die duiwel die grootste kritiek. Die duiwel dit en die duiwel dat en die duiwel dit. Ek sê dit vanmôre, Darling gemeente, hy is skuldig bevind. Dieselfde bloed wat ons vrygekoop het hom skuldig bevind. Hy is verslaan. En ek kan vir jy getuienisse op getuienisse gee, wat mense wat vasgevang is, hoe die bloed van Jesus hulle vrymaak, want daar's krag in sy bloed vandag. En daarom haat die vyand die bloed, want hy skuldig bevind. Dit was ons skoon van skuld en veroordeling. Ons word regverdig en kan voor 'n heilige God onskuldig staan. Ja, through the blood into his presence. Holy before him I stand. Jy het die reg om voor God te staan, want die bloed van Jesus het jou skoon gewas. En ek kan vir jy getuienis, ek was in Rwanda ook, en ek het daai genocide museum gaan besoek. Dit het my vir 'n dag siek gehou. Die werklike hardheid van alles. En ek het voor daai museum gestaan waar daar nog die bene word uitgestal, die kopbeen, dit is horribaal julle. 800,000 mense, net so. En ek bid, ek sê, ag Here, hoe verduidelik ek dit? Want nou moet ek gaan preek vir 'n klomp mense, waarvan kinders soos sy ouderdom alleen is, sy hele familie doodgemaak, ooms, tannies, niggies, neefies, almal uitgewis. Nou moet jy gaan preek God se liefde. Wow, mense, gaan try dit. En ek sê, Here, wat moet ek doen? Hy sê, luister, hy sê vir my duidelik, staan voor daai museum, hy goed kyk so vir my en ek kyk vir hulle. Hy sê vir my, as een van hierdie moordenaars sou kom, en het hoeveel mense doodgemaak, I will forgive him. My blood will cleanse his past. Wat moeilik is vir my. Hy sê, but in eternity, luister, sal daar 'n oordeelsdag kom. Dan gaan God oordeel. Maar ek sê vandag,
jy is onskuldig, want die oordeel het op Jesus neergekom. Dis die vrymakende krag van God. Ek en u is vrygekoop. Maar daar sal 'n dag aanbreek van wanneer God regverdig sal oordeel. Maar dis nie die preek vandag nie. Die preek vandag is die bloed van Jesus. Hou jou in stand. Dit maak jou vry. Dit gee jou identiteit. Want jy is 'n kind van God. Kolossense 1 vers 13 tot 14. Hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. En ek wil weer sê, en ek sê dit baie keer, en ek trap op baie mense se tone baie keer, ons het so vasgevang geraak aan ons gewoontes. En iemand mooi verstaan wat ek vanaf vir sê, ek wil nie tone trap nie, ons moenie laat ons het vleeslike gewoontes, almal van ons, daar ou natuur wat nog nie so vasgeslaan is, ek weet waarvan ek praat, ons moenie laat ons sê, dis so, wat ek mooi dink wat ek sê, as iemand sy e-mail verloor, kan ek toets, wie verloor nog sy e-mail? Ag, Janne tog, julle is dan eerlike mense, julle gaan hel toe. Nee, die bloed van Jesus het jou regverdig. Nee, ons moenie werke van die vlees die mekaar maak. Daar's een sonde. Die sien die werke van die vlees het sondes geword. O my broer, as jy vloek. Wel, in die army kon ek niks anders te doen nie. As ek nie gevloek het, nie verstaan wat ek sê nie. Dat ek Afrikaans gebruik van 'n paar woorde. Dan sal die ouer mense sê, jy gaan hel toe broer. Nee, ek gaan nie. Want die bloed van Jesus het my dier gekoop, I'm justified. Maar ek maak nog gewoontes, ons almal het gewoontes. Een sonde, wat jou in die hel laat ingaan, as jy hierdie bloed verwerp. Dis waaroor enige oordeel sou kom. You've had a chance to accept the blood of Jesus, but you rejected it. Dis waaroor mense skuldig. So sê dit aan my een sonde, is my ongeloof in die bloed en die werk van die Christus. If I reject Christ, I am lost. But if I'm justified, I still struggle with old habits. Ek sukkel, die Here help my, as 'n chocolate koek verby my stap, dan draai ek terug en ek sê, hoe gaan dit met jou? Jy kan nie alleen wees in hierdie lewe nie. En dit word 'n deel van my. Maar ons sê, nee, hoorie, moenie laat ons onsself so vasmaak, dat ons vergeet hoe om die Here te geniet nie. Man, eet 'n hamburger as jy goed dink is goed. Ons het so in reëls en regulasies gekom, punt 1 artikel 3 vers 3 sê dit, you are free man, enjoy life, come on. Jy sien, wanneer ons bedek is met die bloed, kan die vyand niks maak nie. Jy is beskerm. Ek kan dit getuig, dat ek in mense se lewens ingestap het, dat die ou skreeu soos 'n varkie. Ek het al my ervaring gehad van 'n vark wat kan skreeu, né? Ja, mense. So ek tel sulke goedjies tussen en dan lyk julle so ernstig en relax hulle. Ek kom van Heidelberg, Gauteng. Ek was jare terug gebore. Ek moes in die Kaap gebore word, toe my ma het opgejaag Gauteng, toe is ek daar gebore. Maar die Here het dit reggestel. Daar was 'n fabriek in ons in Heidelberg. Hy's nog steeds daar, Escort. Wie eet Escort buiten? Julle sondaars. Maar daar het 'n ou gewerk, hy was 'n produksiebestuurder. Hy sê vir my, met ons vergaan, hy sê, broers, ek werk vir Escort, ek moet tog net vir julle in kennis stel wat julle eet. En hy praat van snoete wat gekook word en ore wat opgekook word en die hele mengsel, hy sê dan spuit ons dit in dis Viennas. Ek het gesê ek sal nie Viennas eet weer nie. Sorry. Hy roep my te een kant, hy sê vir my man, ek maak met 'n grap, kom. Ek gaan jou deurvat vir 'n toer. Wel, okay. Wat 'n toer was dit nie? Ek moes eintlik die einde gaan kyk het waar die buiken is. Toe kyk ek die begin, waar al die varkies in 'n ry staan. Onskuldig. En dan word hulle geprot. Dan gaan dit so, gone.
En daar kom my skaapstorie amper weer terug. Maar dit is 'n hele proses, en ek verstaan toe vir die eerste keer. Ek eet, my vrou eet ook daai bacon. Wat is hy goed? Striekie, daai met jy so laat gaan, striekie. Van Escort. En dit is waaroor die lewe gaan, want ons moet nooit vergeet, en iemand het net gesê, ons moet nie so fokus wanneer Jesus terugkom en laat jy hom vandag mis nie. Vandag dra jy sy heerlikheid. Vandag kan jy aan iemand goed doen. Vandag kan jy iemand seën. Then you are busy glorifying God. As jy in Colombia ingaan, die Here gaan julle gebruik. Ek sien dit en ervaar dit, dat die Heilige Gees deur julle gewerk. Maar die God wat hier is, gaan ook daar wees. En die Here gaan hierdie wêreld besig om te keer. Maar wie gaan hy gebruik? Ons, sy liggaam. Maar sy liggaam moet begin glo wie hulle is. Ons kan in God se teenwoordigheid ingaan, Here. Terwyl ons dan broeders en susters Vrouedag vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, hoe? Deur die bloed van Jesus, die mag daarin gaan. En ek kan nie lank ophou, nog 2 ure dan so slaap. As daar skaapbout in die oond is, vergewe my. Nee, ek maak klaar. Ek het geleer, die Heilige Gees werk sy woord in mense se harte reg nou. Ek beloof jy, die bloed is vir ewig. The blood of Jesus will never lose its power. Dit is onsigbaar, maar geloof maak dit lewendig. Ek het dit net gesê, bloed is soos elektrisiteit wat deur drade vloei. Ons sien dit nie, maar ons ervaar dit. Die krag van die bloed, is 'n Heilige Gees. Ek het 'n ding in my lewe deurgegaan waar ek eerstelangs ervaar het, waar die bloed my skoon was. Gaan die storie nie heeltemal vertel nie, oor 'n man wat my vrou so sleg sê, en so vloek. Nou, ek vertel my storie, want baie mense kan nie relate nie, want almal dink, die pastoor is so heilig, hy vlieg Boeing, aan hy land op heilige plekke. Nee, ek is 'n mens, soos almal van ons. En niemand vat in my vrou nie. Ons is 50 jaar lank getroud. En ek gaan nou die dag binnelandse sake toe. Ek sê omtrent deze elke week daar. Hy ken my al. Maar die dag is aan niemand, en ek vraag toe van, doe my gunsie man. Kan jy daai sertifikaat, daai bridge wat hulle print, kan jy kyk of ek getroud is? Vul 'n vormpie in en doen, die vrou bly weg. Ek moet daar by ons in oortrou. 50 jaar dink, ja, die systeem het my vergeet, niemand sal onthou nie. So waar, kom sy uit met die geprinte ding. Yes, sorry sir, the printer was broken. Ek sê geen om hy gebruik was, ek is getroud, dis al wat tel. Maar die man het my vrou sleg gesê. En ek was 'n golfer, ek kan nie nou meer regtig golf speel nie. Maar my golfstokke staan so in die garage en ek dink, wat se een gaan ek nou vat? Ek gaan hom toe ry, as hy die deur opmaak, gaan ek hom swat, met of 'n drywer of 'n nommer 3. Of sal ek die sandeisters vat? Maar ek is kwaad, julle. En die Here sê vir my, forgive him. Ek sê net so 'n halfuur later, Here, dan sal ek daai kry. En weet jy wat gebeur met my? 'n warmte gaan oor my kop. Deur my hele lyf. En ek stap na haar toe, ek sê, wat het hy man vir jou gesê? Sy kyk my so blank. Sy sê, ek kan nie onthou nie. En tot vandag toe kan ek nie een woord onthou van wat hy ou gesê het nie. Dit is die krag van die bloed. Ek moes dit eerste rangs leer. En ek het nog ervaring gehad oor iemand. En ek is saam met Christus aan die kruis. Ek hang saam met hom. En ek kyk deur sy oë. En hier voor hom staan 'n man wat skreeu. Stop op haar volle oë. En hy skreeu, crucify him, crucify him. En die Here sê vir my duidelik, sê, look what I'm going to do. Maar ek stap saam met hom. Saam met hom, in die kruis situasie. En die dag as dit nou Nico Buys was, one shot only. Die Here sê, voor hy man strek sy hand en sê, Here vergeef hom, want hy weet nie wat hy doen nie. Jy sien, daar's vergifnis in die bloed van Jesus. Ons struggle om mense te vergewe,
Dan sê ons, ek vergewe jou, maar ek gaan dit nooit vergeet nie. Nee, as die bloed deur jou werk, dan vergewe jy en onthou dit nooit weer nie. Want hoe sal ek daarvan as God elke nou dan my sê, onthou jy wat jy in 1985 gedoen? Onthou jy wat jy gedoen het? Nee, die bloed van Jesus hou ons skoon. Dis die boodskap, die krag van sy bloed. En hy sê vanmôre hierdie plek is saam met my en sê, Here, dankie, ek is vry gekoop met sy bloed. En die bloed van Jesus werk nou, in hierdie oomblikke. En ek wil die bemoedig, gaan doen die eie studie, want die bloed van Jesus maak jou vry. As daar iemand is, en ons almal net saam staan, en ek vandag die Heilige Gees vra, om die krag van sy bloed te demonstreer. Ek beloof jy, God kan jou net so genees. Dalk het jy iets in jou hart, van jou emosie, wat jy struggle, ek gepraat nie getuienis om enigiets te sê, behalwe, ek stap ook deur mense, ek stap ook die situasies, ek stap ook deur mense wat jou hardheid gee, maar ek het geleer, die bloed van Jesus maak jou skoon, dit maak jou vry, want anders te denk jy elke dag in dieselfde ou storie. Jy is dan so kwaad vir die persoon, dat jy siek raak. Dus as iemand giftig gee, dan drink jy dit sommer self. Nee, God wil ons vry hê. En ek wil vandag hê, dat jy jou vryheid sal groei saam met my. Kom ons staan, as kinders van God. En jy wil allemaal sê, jy stap nou in sy teenwoordigheid. Jy mag voor God staan. Moenie dat jy nou dink, wat het verkeerd gedoen. Vergeet daarvan, sê die bloed van Jesus reinig my. Het was my skoon. En het hou my skoon. So iemand is in hierdie plek wat sê, Here, raak my aan. Raak my aan. Versterk my met die bloed. Versterk my met die krag. Die Heilige Gees gaan bonatuurlik nou werk. Wie glo die bonatuurlike bloed van Jesus. Die salwing van dit breek elke juk. Elke spanning. Elke situasie. Ek wil vandag sê, al die jare in die bediening staan ek, omdat ek geglo het, en nog steeds glo aan die bloed van die lam. Vader, ek verklaar in die geloof, laat u bloed vandag werk. Dit maak mense vry. Dit was hulle skoon. Dit herstel hulle identiteit. Here, dat ons môre saam verklaar, ons is nie meer sondaars nie. Maar ons is kinders van God, wat gewas is met die bloed. Dat ons voor U kan staan en ons hande mag opsteek en sê, dankie Here, U bloed heilig my, U bloed maak my skoon, dit herstel my, dit genees my, dit versterk my. Ek wil vanmôre bid dat die bloed van Jesus bonatuurlik in hierdie plek werk, en elke liggaam wat hier staan, en elke mag van die vyand word gebreek. Die Here wys my mense wat gebind is, jy is gebind met iets in jou lewe, maar in die naam van Jesus, die bloed maak jou vry, en jy moet dit net glo, en God sal die res doen. Mag sy teenwoordigheid in hierdie week jou dra, mag jy jouself sien elke dag as heilig en geregverdig, en die voorreg kan hê om God jou Vader te kan noem. En ons roep almal saam, Abba, Vader, in die naam van Jesus. Amen.